Goeiedag geliefdes, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie geleentheid. Ons is besig met die boek Jona, so ons gaan hierdie week kyk na Jona hoofstuk 3 en ja, dis 'n baie mooi hoofstuk wat vir ons ietsie vertel van God se genade wat baie groot is, veral oor die Nineviete, waaroor die oordeel dan uitgespreek word. En verlede week het ons gekyk na hoofstuk 2, wat Jona nou al hoe verder afgegaan het, eintlik tot daar in die dieptes, by die fundament van die aarde eintlik, en hoe God se genade ook was teenoor Jona, dat die vis hom ingesluk het, en dat hy weer uitgespoeg is na die land toe. En dan kyk ons nou hierdie week verder, wat gebeur in Jona se lewe, en hoe werk God, en wat leer ons daaruit ook. Maar voordat ons verder gaan, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, baie dankie vir u genade. Dankie dat u genade 'n werklikheid is. Dankie vir alles wat u vir ons doen. Dankie vir u woord en dat u woord lewe en dat die lewe ook in ons kan wees. Is ons gebed, Here, dat u regtig waar vandag ook met ons sal praat vanuit Jona 3 uit, dat ons u grootheid en die genade sal raak sien. En baie dankie vir elke stukkie liefde wat u vir ons gee. Ons loof en prys u, in die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Jona 3, die teks gaan op jou skerm verskyn, die 83 vertaling, en kom ons kyk wat gebeur verder. Hy begin deur te sê, die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jona gekom. Nou, as die woord van die Here weer tot Jona kom, dan sê dit vir ons, bloot dat die Here aanhou met Jona, dat hy vir Jona eintlik weer 'n tweede kans gee, dat hy vir Jona vergewe vir dit wat hy verkeerd gedoen het, dat hy weggehardloop het van hom af, dat hy ongehoorsaam was aan hom. So die Here het hom vergewe, en die Here kom, en die Here gee weer vir hom die opdrag om na Ninevi toe te gaan. So die Here gee eintlik vir hom 'n tweede kans, herstel hom weer as 'n profeet, en hy gee vir hom eintlik weer 'n nuwe hart en as dit ware 'n nuwe gees om te gaan en 'n verskil te gemaak. So, die woord het tot Jona gekom, waar die Here dan vir hom sê, Jona, maak klaar en gaan na die groot stad Ninevi toe en spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee. So Jona is interessant. Jona kry nie die boodskap dadelik wat hy vir die Nineviete moet gaan gee nie. Die Here sê net vir hom, maak klaar, maak gereed en gaan. So wees gehoorsaam aan dit wat ek vir jou sê, gaan na hierdie stad toe, ek sal nog vir jou die boodskap gee. Dit laat my so dink aan Abraham se verhaal, waar die Here vir hom sê, vat jou goed en trek na die land toe wat ek jou sal wys. Ek gaan vir jou gee, ek sal getrou wees, maar dis die land wat ek vir jou sal gee. En hier sê hy presies dieselfde vir Jona. Hy sê vir hom, ek sal vir jou sê wat jy moet gaan sê. So, wees gehoorsaam, wees getrou, glo my, en dan weet ons ook, wanneer ons sê dat Jona gehoorsaam moet wees, dan gehoorsaamheid is daardie woordjie wat sê, ek moet hoor, maar ek moet doen ook. In die Bybelse konteks beteken gehoorsaamheid hoor en doen saam. As ek net hoor, beteken dit nie ek is gehoorsaam nie. Eers as ek dit doen. So hier word dit van Jona verwag. Jona, luister, gaan gee daai geloofstree, ek sal vir jou sê. En Jona het dit toe ook gemaak. Jona maak toe klaar en gaan na Ninevi toe, Daar is hy gehoorsaam, soos die Here hom beveel het. Nou weet ons, Ninevi, ons het al daaroor gepraat, was 'n baie groot stad wat hy skryf. Mense het 3 dae gevat om deur die stad te stap. So in Ninevi sê hulle is ongeveer so wat die muur self was so 12 kilometer in omtrek. Die stad binnekant net so wat so 7 vierkante kilometer. So dis 'n redelike groot stad gewees in daardie tyd. En as jy die landelike gebied gevat het, die omtrek van die landelike gebied, dan was dit so 30 kilometer gewees. 120.000 inwoners, wat ons kon aflei uit hoofstuk 4,
daar by vers 11 uit. So dit was 'n baie groot stad in daardie tyd. Nou miskien moet nou nie dink in vandag se terme nie, maar in daardie tyd was dit 'n groot stad, was die stad van die wêreldvolk, die wêreldheersers op daardie stadium, was Ninive gewees. Vol wrede mense, vyande van die Israeliete gewees. Nou gaan Jona, en hy was baie bang gewees, maar nou is hy gehoorsaam, die Here het hom gered, daar uit die dieptes van die see uit het die Here hom gered, daar in die visse maag het hy weer tot insig gekom, gebid, en nou volg hy die opdrag wat die Here vir hom gegee het, om na Ninive toe te gaan, om 'n boodskap aan hulle te bring. Toe hy nou natuurlik daar by Ninive aankom, vers 4, het Jona die stad ingegaan en 'n dag lank daar rondgestap. So hy stap eers 'n dag lank daar rond, en dit is so asof hy, terwyl hy daar stap, wag hy op die woord van die Here wat na hom toe kom, want die Here het gesê, ek sal nog vir jou sê, Jona. So nou sê hy in die stad, nou wag hy eintlik geduldig op die woord van die Here, dat die Here vir hom sal sê, wat moet hy vir hierdie stad sê. So hy het daar rondgestap en toe roep hy, en dis die woorde wat die Here vir hom gegee het. Nog net 40 dae, né? In die Bybelse term, in die Bybelse konteks is 40 mos maar altyd 'n belangrike God gegewe tyd. So net 40 dae en Ninive word verwoes. Nou moet jy dink, dis 'n wêreldstad, 120.000 mense, en hier loop hy nou in daardie stad, en vertel hy dit, dat hierdie magtige stad met sy mense heeltemal verwoes gaan word. So, nie deur 'n oorlog nie, want hulle is baie sterk, so, jy weet, hoe gaan dit gebeur? Hulle weet nie. En dan sê hy, die mense van Ninive, en dis waar die wonderwerk begin, die mense van Ninive het toe in God geglo, en hulle het 'n dag aangekondig om te vas. Dis interessant, dat die Ninivite het 'n klomp gode aanbid, maar hulle het nog steeds geglo dat daar, ten spyte van al die gode wat hulle aanbid het, was daar een God, hierdie opperheer. En dis nou wat hulle eintlik die koneksie gemaak het om te sê, maar hierdie opperheer gaan ons kom straf. Vir dit wat ons al die tyd verkeerd gedoen het. So, gaan nie oor hierdie ander afgode nie, maar het gaan oor hierdie een almagtige God. En toe Jona dit natuurlik sê, het hulle dadelik eintlik tot inkeer gekom en besef, maar wat het ons nou gedoen, dat ons hierdie een groot opperheer, hierdie almagtige God wat alles gemaak het, dat ons hom kwaad gemaak het. So, en daarom kondig hulle 'n vasdag aan, om hulle tot God te wend, né? Om weer in kontak met God te kom. En dan sê hulle, groot en klein het rouklere aangetrek, om te vas, om te wys hulle toewyding, hulle is jammer oor dit wat hulle verkeerd gedoen het. En so, dit het so uitgesprei, en die woord het sekerlik so uitgebrei, dat het ook by die koning van Ninive uitgekom het. En wat doen hy? En dis die mooi van alles. Hy het van sy troon af opgestaan en sy koningsklere uitgetrek en ook rouklere aangetrek. Nou, daardie rouklere was nie soos klere van sagte sy nie. Dit was eintlik, as 'n mens seker dit sou kon vergelyk in vandag se tyd, is dit om materiaal te dra wat skurf is, wat jou amper soos 'n gooiingsak, gooiing materiaal, wat jou vel skraap en goed. So dit was nie lekker om dit te dra nie. En nou moet hulle dit dra, dit moet hulle tot insig bring, dit moet hulle in 'n bepaalde ingesteldheid by hulle skep ook. En nou sê die koning, nou vaardig hy hierdie proklamasie uit, né, om te sê wat ek sê is wet. Die koning en sy raadgewers beveel dat mens en dier, almal, né, groot vee en klein vee, aan niks mag proe nie, en dat hulle niks mag eet, en nie water mag drink nie. So absolute weerhouding, sodat ons op hierdie God gefokus kan wees, as deel van ons spyt, oor dit wat ons verkeerd gedoen het, né? Totale toewyding aan hom.
Niks moet ons aandag daarvan aftrek nie. Mens en dier moet rouklere aan hê. Nou hy sê alle mense moet rouklere aan hê en die diere ook. So hulle het baie keer die diere ook mooi goed om hulle gehang en dan ook, jy weet, materiaal oor hulle gehang en hy sê dit moet alles af. Hulle moet ook dieselfde rouklere, hierdie gewaad moet eintlik in die diere te bespeer wees. So wanneer jy gooi dan ook hierdie rouklere oor hulle. So en dan sê hy boonbehalwe dat hulle hierdie rouklere moet aan hê, vers 8, en die mense moet ernstig tot God roep. So in hierdie rouproses moet hulle ernstig tot God wend, sy aangesig opsoek, dat hulle deur God beïnvloed sal word, en wat sê hy? En hulle van hulle verkeerde dade bekeer, so dan moet 'n verandering by hulle plaasvind. So hierdie rouproses is nie maar net bloot 'n handeling wat ek doen nie, daar moet ietsie gebeur. Ons moet wag vir God se inspraak, want dis hoekom ons vas, om te wag vir sy inspraak in ons lewens, en dan moet ons luister wat hy vir ons sê, en ons moet ons gedrag verander, ons moet tot inkeer kom, ons moet weer inskakel by dit wat hy van ons verwag. Eintlik, ons moet ons weer kalibreer, ons moet weer op sy golflengte kom. So, ons moet ons van ons verkeerde dade bekeer, en berou hê oor die geweld wat hulle gepleeg het. Dis wat hulle moet doen, sê die koning. Want hulle was 'n wrede nasie gewees. Hulle het nie gewaarig wat hulle met ander mense doen as hulle gaan oorlog maak teen hulle nie. So, hulle was bekend vir hulle wreedheid. En hier sê die koning, weet jy wat? Bekeer, ons moet ons bekeer daarvan. Ons moet tot insig kom, ons moet doen wat God van ons verwag. En dan sê hulle, wel, as ons al hierdie goeders doen, die mooi daarvan vers 9, in geloof, miskien sal God van plan verander, as hy ons raak sien, in die manier wat ons hele volk dit doen. Miskien sal God van plan verander, en nie meer kwaad wees nie. Dan sal ons nie omkom nie. So, dis in die hoop, dat dit wat Jona uitgespreek het, daar in vers 4, nog 40 dae en Ninive word verwoes, dat dit wel nie sal plaasvind nie. As hulle bekeer, rouklere aantrek, vas, hulle tot God wend, hulle bekeer, dan sal hy hopelik nie meer kwaad wees nie. En dan, vers 10, dan sê hy vir hulle, toe God sien wat hulle doen, en hoe hulle bekeer, van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het, hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. En hier sien ons iets van God se genade. God se genade wat so groot is, wat gekyk het hoe hierdie goddelose volk, wat eintlik net die hele tyd wreedaardig was, wat die verkeerde goed gedoen het, en hoe hulle self tot God wend, dat sy genade daar is, en dat hy hulle vergewe en vryspreek. Natuurlik, dit is die ding waarvan Jona natuurlik glad nie hou nie. En so sal ons sien dat dit sy uitloop het in hoofstuk 4, wanneer Jona eintlik sy ongelukkigheid uitspreek oor God wat genade betoon. En die interessante daarvan is dat Jona nie raak sien dat God ook aan hom genade betoon nie. Maar hier sien ons in hoofstuk 3, het ons net gesien hoe God gesê het, ek gaan 'n ramp stuur. Hoe die mense net eenvoudig daarop gereageer het, wat alreeds 'n wonderwerk is. En hoe 'n hele nasie saam in rou gedompel is, God se aangesig opsoek, en hoe God sy hart verander teenoor hulle, en hy genadig is om hulle nie te verwoes nie. En is die mooi daarvan, en ek dink, wanneer ons so daarna kyk, dan besef ons, weet jy wat, ons aanbid 'n God van tweede kanse. God het alreeds vir Jona 'n tweede kans gegee, deurdat hy weer die opdrag vir Jona gegee het, deurdat hy hom gered het daar uit die seegrasse om sy kop was daar, diep in die bodem van die see, het hy hom gered, wat Jona gedink het, dis nou klaar praat met my, het God hom gered. God gee weer vir hom 'n tweede kans. Nou wil vandag vir jou sê,
jy moet ook God sien as 'n God wat vir jou tweede kanse gee. Maar weet jy wat vra God terselfdertyd vir jou? Hy vra die regte gesindheid. Hy vra dat jy ook opreg na hom sal soek, sy aangesig sal opsoek, dat jy dit wat jy mee besig is wat dalk verkeerd is, hy sê ook dat jy jou sal bekeer daarvan, meaning dat jy sal wegdraai daarvan en na God toe sal draai, dat jy in die proses wat jy God opsoek, dat jy regtig waar sy stem sal hoor vir jou lewe ook. En die Here sê, ek wil graag vergewe, ek wil graag in 'n verhouding met jou leef. En dis wat hoofstuk 3 vir ons sê, God kom gee tweede kanse. God is 'n God wat vol genade is. Hoewel hy gedink het hy gaan hierdie ramp stuur, het hulle tot bekering gekom en verander hy. En die Here sê, maar in jou lewe wil ek ook genade betoon. En daarom sê hy, kom maar net weer terug na my toe. Ek vergewe, ek vergeet, en ek stap weer 'n nuwe pad saam met jou. En die mooi in hoofstuk 4 gaan ons dit verder sien, en ons gaan voortbou volgende week daarop. So, baie seën, sterkte vir jou, kyk gerus na die Bybelstudie hierna, en mag die Here vir jou gebruik in hierdie week. Mag jy ervaar dat hy 'n God is van tweede kanse. Kom ons sluit die oë. Vader, baie dankie dat U genadig is. Dankie dat U 'n God is van tweede kanse. Dat U weer nuut begin met ons. Dat U baie keer oor begin, soos die pottebakker in die klei. Dat U weer ons nuut vorm. Dat U met wat U in gedagte het steeds in ons lewens bereik, ten spyte van dit wat ons doen. Hemelse Vader, daarom is dit my gebed dat elkeen wat na hierdie boodskap luister, dat hulle U sal ervaar as 'n genadige God wat graag wil genade betoon in hulle lewens. Daarom, Here, dalk is daar mense wat luister, wat besef, hulle moet hulle weer tot U bekeer. Hulle moet weer omdraai. Vader, dan bid ek dat U genade aan hulle betoon, dat jy hulle skoon was, dat jy hulle reinig, en dat hulle U vryspraak ervaar, en U vrede ervaar ook. En dat hulle die roeping wat U oor hulle lewe het, dat hulle dit sal uitleef. Baie dankie, Vader, dat ons dit kan bid in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou geniet die Bybelstudie hierna, of jy dit nou as individu doen, of jy dit saam met 'n groep doen, mag dit vir jou geseënd wees, mag jy regtig waar die genade van die Here ervaar, want jy's 'n geseënde, gaan uit en gaan wees 'n seën vir ander, en as die Here wil, gesels ons volgende keer, maak ons klaar met Jona, hoofstuk 4, groete, tot volgende keer.